ek twyfel sterk of March nou Dinsdag gaan kom en gaan, ek het jou Zimbabwe hier, alright, dan maar, tik net jou ID in. Alright, buitenlandse sake, hulle gaan nou terugbel. Buitenlandse sake, ja, buitenlandse sake, wag 'n oomblik. Stelsel is offline. Baie welkom by hierdie episode van Net nog enetjie. Luister gerus saam en gesels saam daar waar jy is. As jy by die huis is, skink vir jou net nog enetjie. Maar liefst op 'n ander plekkie. Ja, ons is nou so 'n week weg van Suid-Afrika sonder buitelanders. As jy March kan glo. Nee, dit gaan net oor by jou. Wat is aan die gang? Is hierdie ding, hoe ernstig is dit? Moet jy bekommerd wees? En wat verwag ons gaan gebeur op die dag en daarna? So, luister gerus saam. Net nog enetjies op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Gesels asseblief saam met ons, lewer kommentaar. Baie dankie vir almal wat dit reeds gedoen het. Daar was heelwat kommentaar hierdie week gewees. Daar was, ja. So, baie dankie dat julle so mooi saampraat. Julle sterk gevoelens oor John. Wat gedeel word. En laat die program langer moet wees. Dat die program bietjie langer moet wees, ons weet. En dan is daar spesifiek, ek dink is GGRSA. Ons kan dit bespreek in 'n voorbeeld wat sê, jong, maar die politieke bedeling in Suid-Afrika kan nie hou soos hy nou is, die gesentraliseerde een nie. Ons het gedagtes daaroor. Stem saam. As daar tyd is, dan moet ons dit dalk inwerk in hierdie program, maar ons moet nou eers buitelanders doen. Eers buitelanders, baie dankie vir kultuurkafee.com, soos altyd vir ons baie mooi bierbekers. Ek het vandag vir Andries Pretorius, Paul Creer, en weer vir Pieter Retief, né? Ja, ons was al 'n paar keer vir Pieter Retief. Hy was al verskeie keer 'n gas hier by ons. Hy was al 'n gas. Ja, besoek gerus hulle webwerf vir baie ander oulike kultuur eie items. Ek is Christel. Ek is Nico. Ek is Connie. En ook mense aan hulle grense, ook mense oor ons grense. Ja, soos Connie genoem het, 30 Junie is besig om baie vinnig nader te kom. En natuurlik hierdie ding wat al baie lank aanloop gehad het, hierdie hele beweging wat rondom te begin het, March. It's March. En ja, niemand wat eintlik presies weet wat gebeur het. Die wetstoepassingsagentskappe wat nou gesê het, maar nee, ons is hierdie keer is ons heeltemal gereed. Daar is 600 miljoen rand vir hierdie operasionele dinge begroot om seker te maak dat daar nie wetteloosheid en dies meer is nie. Ek dink iets wat mense ook uiteraard is al groot kommer oor of daar dan op hierdie dag groot geweld gaan wees en goed. Dit is natuurlik dan nou die sperdatum wat hierdie organisasie gegee het en gesê het alle onwettige buitelanders moet dan nie meer wees nie. Maar mense wat bekommerd is en natuurlik ook nader aan die huis, ek meen, ewe skielik wonder mense, jy het dalk nie voorheen geweet, hoorie, maar is my huiswerker of my tuinwerker of een of ander werkers wat jy in jou maatskappy aangestel het, of hulle ook dalk buitelanders is en hoe dit hulle gaan raak en hoe dit jou dan gaan raak. Ja, die polisie is baie bekommerd, dit kan jy sien. Hulle dink ek nie, hulle kyk na wat moontlik kan gebeur en ek dink nie hulle voel nie, maar nou die vraag is vir ons, hoe bekommerd moet ons wees? En ek dink nie jy moet op 0 wees nie, maar jy hoef ook nie nou die boeliebeef te gaan koop en goed in daai lyn nie. Dis 'n simptoom van hierdie probleem kom lank, dit kom regtig 10-15 jaar, waar daar permanent gesê word ons soek strenger immigrasiebeheer, ons kan nie aangaan soos die hele wat die mense deporteer en daar het net niks gebeur nie. En jy moet dit sien in die konteks van hierdie is dan nou uiteindelik die burgery wat basies net sê maar dan doen ons dit self. Dan gaan ons die beleid wat ons wil afdwing. En wat ek nogal interessant vind is hoe magteloos die regering staan, is wat hulle het is sterk bewoorde briewe, so hulle sal mooi vra, asseblief moenie, en ons almal speel nou 'n game, ons politieke teater het, March ook, nee, ons is net teen onwettige immigrante, met die onwettig baie stil en in sommige gedeeltes heeltemal weggelaat, en die regering wat weer sê, nee, ons verstaan julle is teen onwettige immigrante, maar eintlik wat dit is hulle wil buitelanders wegjaag, en hulle sien dit as julle vat ons werkgeleenthede, julle lê op ons dienste, hulle maak vir ons die lewe minder aangenaam en ons hoort, dis ons land, ons moet eerste in die ry staan, basies. Vanuit wat werklik gaan gebeur, situasie, ek dink ons moet onsself maar voorberei op daar gaan massa optogte wees. Ek hoop nie so nie, maar ek sal verbaas wees as 'n paar nie tot geweld oorgaan en 'n Pakistaniese winkel geplunder word of afgebrand word of. Ja, dit is maar moeilik in Suid-Afrika om tot geweld oor te gaan, hè.
Nee, ons het ongelukkig ook 'n geskiedenis daarvan. As jy het gepraat van die 600 miljoen rand wat bewillig is vir voorbereiding. Ek het onder andere berigte gesien dat van die provinsies nie rubberkoels het nie. So as ons praat van voorbereiding, ons praat van 600 miljoen rand en ons praat van wat is die plan van aksie, dink julle daar is 'n werklike plan van aksie? Ergens op 'n papier het iemand neergeskryf, dit is wat ons in die week voor 30 Junie gaan doen en dit is waar ons 30 Junie gaan wees en dis wat ons gaan doen. Ja, nee. Die probleem is dis 'n spesialiste eenheid om publieke orde te handhaaf. Dis om optogte te handhaaf. En ten spyte van die feit hoeveel van die goed Suid-Afrika het ons, ek dink ons het 1 of 2 spanne wat werklik dit kan doen en hulle kan nie oral wees nie. En as ek march reg lees is die plan, ons gaan net oral gelyk optogte doen. Nou om toegegee aan die polisie, dit sal feitelik enige polisiediens wat hierdie as 'n spesialis ding sien oorweldig. Jy kan nie die hele bevolking polisieer nie. Dis nie jou werk nie. Ek hoop hulle is besig om, ek dink hulle gaan Natal spesifiek ontplooi want dit is waar March die sterkste is. Maar ek vermoed as ons die Julie onluste onthou, daar is 'n paar spesialiste wat wel sulke goed kan hanteer, maar die res van die polisie is nie opgelei of in staat nie. En as jy net reg sê, wat moet jy doen? Ek meen, opdaag die bakkie stop en dan 2 ouetjies uitklim en vir die en een keer sê nee en dan ry. Maar dis maar wat oorbly. So ek is nogal, ek dink ons gaan weer eens net beleef al die Madlanga kommissie, al die goed wat vir jou uitwys dat jou polisiediens nie meer regtig kan doen wat hulle moet nie, gaan ook oorspoel na publieke orde toe. En dis hoekom jy het nou, kyk, daar word baie mooi gepraat in die kerke, sê moenie, en jy die Zulu koning wat gesê, daar moenie geweld wees nie, en nog 'n sterk bewoorde brief deur Ramaphosa en almal wat mooi vra, maar daar's nêrens wat 'n staat normaalweg doen wat sê, dis baie eenvoudig, ons gaan julle keer nie. En dit moet jou bekommer, terselfdertyd weet ons dit eintlik al. Jy weet, dit gaan nie wees nie. So nou is die volgende vraag, wie is in die slaglinies? Wie gaan in die kruisvuur wees? Gaan ander minderhede ook suffer? Ek dink nie so nie. My ervaring van March is dat hulle nogal 'n baie spesifieke teiken het. En dit is immigrante, die onwettig is nie altyd daar nie. En dit sê iets van voedselvlakverhoudings in Suid-Afrika, dat ander minderhede nogal nie dit doen nie, maar ons moet nie die oog verloor nie. Met die Julie onluste het die Indiër gemeenskap is hulle uitgesonder al van is al op hulle afgestorm. Ek dink wel nie, ek sien nie dat hierdie in dit ontplof nie. Vorige xenofobie het amper nooit oorgespoel na minderheidsgroepe toe nie, die lyk in daai lyn. Nog berigte wat na vore kom is byvoorbeeld by hospitale waar daar die afgelope ruk 'n aansienlike afname in buitelandse pasiënte in hierdie geval was. So minder Malawiërs, Zimbabweërs wat deur die hospitale kom. Dis moeilik om 'n spesifieke syfer daaraan te koppel, maar dit is mense op voedselvlak se ervaring. So as March sê, die buitelanders moet eintlik nou maar gaan, ongeag hoekom, het hulle 'n punt beet dat die buitelanders 'n groot las op ons stelsel plaas waartoe hulle nie bydra nie. Wel, ja, meeste mense dra nie by tot daai stelsel nie, want meeste mense betaal nie belasting nie. So die werklike ook gewone Suid-Afrikaners, ook gewone burgers doen dit nie. So dis 'n bietjie dik verdaalde situasie, maar wat hulle wel raakvat, en dit is hoekom die woede is geregverdig, maar so effe misplaas is my vermoede. Is die rede hoekom die hospitale nie kan byhou nie, is nie noodwendig buitelanders wat hulle oorlaai nie, dit is die ANC wat die gesondheidssektor in die grond in bestuur het. En vir die gemiddelde op straat, sy ervaring is net, ek wil kliniek toe gaan of hospitaal toe gaan en hier is 'n 4 uur ry. En voor my in die ry is Malawiërs en Zimbabweërs. En dus is ek, as hulle nie was nie, sou ek voor in die ry wees. Maar die werklikheid, as hulle nie was nie, sou jy nie beter gesondheidsorg gehad nie, jy sou teen nog steeds 4 ure in die ry, sou dalk 3 ure, of iets in daai lyn. So die woede, ons moet in ag neem, die woede is nou teen die buitelanders gerig, maar ek dink hulle gaan slaag in baie van hulle doelwitte, net weens, wat die regering het al lang gesê, nee, ons gaan meer deporteer, ons gaan alles, niks van daai gebeur nie, die buitelanders deporteer hulle self nou, hulle is nou self besig om terug oor bybrugte te huppel. En ek dink hulle gaan dit reg kry en dan gaan daar baie minder buitelanders wees en dan gaan niks verander nie. Is die groot probleem in terme van immigrasie, ek meen eintlik is hierdie immigrasiebeleid probleem ook natuurlik. Ek meen daar's al baie gepraat oor mense wat uiteraard te maklik in die land kan inkom en
self sonder die nodige dokumentasie. En ook, ek meen dit is hoekom daar tog sekere permitte is en goed, soos 'n werkspermit en ek meen as jy na 'n ander land toe gaan, word daar uiteraard van jou verwag om by te dra. Hierso is dit uiteraard nogals baie ook sê net maar in die informele ekonomie, so dis nie noodwendig so meetbaar. Ek sien dit as ons nou praat oor die immigrasieprobleem, daar's so twee goed wat mens moet teen wie dit 'n aanklag is. Die eerste is dit is 'n enorme aanklag teen ons buurlande, in kort en die res van Afrika, wat nie slaag daarin om vir hulle burgers ekonomiese toekoms te beloof nie. Baie eenvoudig. So daai mense stap deur baie lande om hier te kom, want hier is werk. Hier gaan ek daarom kan 'n toekoms hê. Kon nie eens werk, maar dis nie baie werk. Ons regering slaag ook nie. Verstaan jy hoe sleg moet dit dan wees? En die res van dit, en dis die punt, dit is een aanklag teen Afrika. Die tweede een is, dis 'n enorme aanklag teen Suid-Afrika se buitelandse beleid, wat met alle respek hulle self bemoei met konflikte 10.000 kilometer weg, en nie die vlugtelingkrisis en dan immigrantkrisis op jou grense probeer hanteer nie, wat 'n baie meer direkte impak op jou burgers het. So ons is besig met paleispolitiek en ons is nou baie te sê oor Israel en Iran en Oekraïne en Rusland, maar doen niks aan die werklikheid van Zimbabwe wat inplof en wat vir ons 'n wesenlike krisis skep, of Mosambiek wat in burgeroorlog amper opgaan en wat vir ons 'n wesenlike krisis skep nie. Die goed is nie so belangrik nie. En die twee faktore saam van daar is regtig probleme in daai lande, en dan is die ouens is die buurlande, gekombineerd met 'n totale onvermoë om dit te doen, en dan sit jy die laaste ouetjie by net as 'n sweetener is, die ouens wat Eskom onderhou het en wat die spoorweë onderhou het ook die grensdraad onderhou en met die grense beheer, en hulle doen dit net nie. Daarso is 'n wasgoedlyn. Jy kan onderdeel om stap, so jy het geen toepassing van jou bestaande wette nie, met niks van die sagte goed wat keer dat 'n polisieman iemand hoef te arresteer. Ons maak dit beter, maak seker hulle stabiel jou buurlande, niks van daai gebeur nie. En dan eindig jy by 'n invloei van mense, en as jy dit alles kombineer met lae ekonomiese groei, hoë werkloosheid, dan soek mense iemand om te blameer vir waarom gaan dit so sleg met my, en nou kom hierdie man aan. Die ironie is, hy dra by, want hy werk en hy koop, so hy betaal BTW ensovoorts, maar ek het nie werk nie en hy het, en dit is so 'n bietjie die politiek van neid, en baie die politiek van, ek sal amper sê, dis wanhoop, of net, as hierdie net kan gebeur, dan gaan dit beter gaan. Jy praat van paleispolitiek, hoekom is dit makliker vir 'n land soos Suid-Afrika om die situasie in Israel te berispe, of om kommentaar te lewer oor die konflik tussen Rusland en Oekraïne, terwyl ons baie nader, baie groot probleme het, wat 'n baie meer direkte uitwerking op Suid-Afrika en Suid-Afrikaners het. Hoekom begin ons nie hier om ons nie? Is dit omdat ons vriende is dit maklik vir ons nie ons maats kwaad maak nie? Ja, ek dink dis wat my sê, mense, dis asof, ek meen, Ramaphosa was onlangs weer in Zimbabwe gewees, en daar was 'n hele paar gevolge daarvan, maar ek meen, daar's net dan na die tyd gesê, soos, ons is nog altyd hierdie baie spesiale verhouding met Zimbabwe, en ons is vriende, en ons ondersteun mekaar. Ja, dit is, ek weet nie, maar dan ander lande, en byvoorbeeld met Amerika weer eens, wat ons tweede grootste handelsvernoot is, en regtig werk skep in ons land, en bydra tot ons ekonomie, vir hulle sê ons net absoluut wat ons wil, sonder om te dink oor die verhouding daar. Ja, so daar as 'n ding wat jy moet verstaan van die ANC, is meeste mense wat besluite neem daar, was in exile in van die Afrika lande. Die frontlinie state het hulle gehuisves. So hulle is nog so 'n bietjie by, en ek dink dit is net die van, weet nie wat ons dit weer mag nodig hê nie, so ons wil hulle nie te kwaad maak nie. net nou dag March en maak by die Unie gebou op, en dan moet hy eendag sy roetes gebruik. Kan jy dink hoe sleg gaan daai oomblik wees? Dit gaan soos 'n Breaking Bad oomblik wees, wat Cyril daai rusbank oopruk met sy go bag en dan sien, nee, is wat, precies. So, dit kom uit struggle tyd uit, hulle het 'n weird verhouding. Die ander ding wat interessant is die ANC ideologies, en kan nie wegbeweeg van 'n pan-afrikanistiese swart identiteit nie. En dis net nie wat Afrika is nie. So mal soos wat dit sou wees om te sê, die hele Europa dink dieselfde want hulle is wit. En nou as jy al Duitsers en Franse beleef het, nee, daar is 'n enorme verskil tussen ek moet werk tot 5 uur en wanneer kan ek wyn drink. En dit sê vir jou, dis dieselfde in Afrika, as jy het mense wat verskillende goed dink ensovoorts, maar as jy die pan-afrikanistiese swart eenheid hou, wat hulle doen, dan raak dit baie moeilik. Hoekom
is 'n Zimbabweër dan nie geregtig op iets so swart ekonomiese bemagtiging nie. Want vir die ANC is dit baie belangrik om swart te hou as identiteit, want as jy in Suid-Afrika ingaan, dan is die werklikheid, ons is nie 4 rasse nie, ons is ten minste 11 kulture, aansienlik meer, en dan het jy Zulu, Xhosa, Tsonga, al daai wat deurkom, maar as jy dit het, dan kan jy nie 'n swart bemagtiging ding doen nie. Dan moet jy met die werklikheid van 'n geweldige diverse land deel, dood eenvoudig. En dit beteken hulle sit in die vreemde plek waar hulle sê nee, swart identiteit en swart eenheid is 'n ding, en dit maak hulle onvermoond om te reageer op mense wat sê, maar ons wil hierdie swart mense uit die land uit hê, en dan kan hulle sê, nee, maar hulle is ook swart, hulle is jou swart broers, jy kan nie vir hulle kwaad wees nie, maar mense identifiseer net nie met daai, dit resoneer nie so baie, die vel-identiteit nie, kultuur is iets anders, en dis waarom is so weggooi sinnetjie, en Ramaphosa se toespraak, maar hy het uitdruklik genoem, hy sê, en wat selfs gebeur by die goed is, hulle begin tribal slurs gooi, teen ander etniese groepe, maar dis die ANC se groot vrees. Dus as Suid-Afrika gaan van 4 rasse met die eenvoudige storie, swart goed, wit sleg, en bruin en Indiër is ook daar. Dan beweeg het na 11 kulture, 'n geweldige diverse land, wat glad nie sin maak as 'n sentrale stelsel nie. Dan moet jy dit federaal beheer, en dan kan jy nie meer swart ekonomiese bemagtiging instel nie. Nou moet jy gaan kyk na, okay, wat gaan aan, dan moet jy kulturele regte en kultuur begin inskakel, en dan is almal 'n minderheid. Dan is daar nie 'n maklike pad na alleen regeer toe nie. So daai onvermoë om met die werklikheid te deel, en dit is in Afrika ding, is wat hulle nou van, hulle kan nie lekker, hulle het nie antwoorde op, hoekom moet buiteland, so die antwoord hulle het is, die onwettig is. Maar dis nie die oproep vanaf die burgery nie. Hulle die onwettig is baie stil. Dit gaan oor, ek twyfel sterk of March nou Dinsdag gaan kom en gaan, ek het jou Zimbabwe, yes, alright, dan mag tik net jou ID in. Alright, by ons sake gebel ons hulle gaan nou terugbel. Binnelandse sake wag 'n oomblik. Stelsel is offline. Maar hulle gee nie om oor dit nie. Hulle vra aksente, hulle vra woorde. Ek het gesien hulle vra onder andere dat mense die volkslied sing. Ja. Onwettige migrasie is uiteraard eintlik wêreldwyd 'n kwessie en al vir 'n hele rukkie, en dit het natuurlik gekom val daar in Europa waar grense net oopgemaak is, en uiteraard president Donald Trump wat nogals ook die sweep slaan teen onwettige migrasie, en die ouens wat nogals daar teen 'n spoed uitgewerk word. Ek dink ons het al voor 'n jaar gesels, maar COVID wat ook natuurlik 'n groot invloed gehad het, want dit was hierdie ding van, kom ons maak al die grense amper oop, en dit is net, almal is wêreldburgers, en wat, en dit wat vinnig verander het met COVID, toe is grense baie vinnig weer toegemaak, toe daar hulp uitgedeel moet word, en toe sulke dingetjies moes gebeur, so, hoe lank gaan hierdie immigrante kwessie eintlik nog uitspeel, is dit 'n groter politieke ding wat ook aan die gang is, en nou eers hier by ons begin inwerk? Ja, kyk, dit is 'n internasionale tendens, daar was hierdie geneiging om te sê, weet jy wat, mense kan beweeg, daar's nie so iets soos, het selfs beweeg na 'n land is net 'n grens, daar's nie regtige kultuur of identiteit in 'n land nie, en het uitgevind, nee, daar's tog, Nederland, dit word Nederland genoem vir 'n rede, en in Frankryk en so. Nie net land nie. Ja, daar's 'n 1000 jaar se oorlog waar daai grense gevestig het, en daai grense meeste van die tyd het rondom kultuurgroepe gaan skik uiteindelik. Baie keer taalgroepe, spesifiek wat proxy is vir kultuur. So dieselfde is by ons aan die gang. My vermoede oor die 30 Junie ding is, ek dink dit gaan opbou, en ek dink jy gaan sien, dit gaan soos die wegraping wees vir Malawiërs en Zimbabweërs, hulle gaan dit oor die grens gaan, met die vol verwagting dat hulle gaan dit uitwag, en dan Julie terugkom. Maar ek dink nie, ons het hierdie nou al beleef in Suid-Afrika, so daar is xenofobie, en mense is kwaad, en hulle brand goed af, en hulle jaag, en so, en dan 2 maande later dan bedaar dit, en ek dink hulle verwagting is, ons moet net 30 Junie oorleef, en dan moet ons terugkom, en die werklikheid is, hulle weet ook ek gaan kan, daai gat deur die heining waardeur ek Zimbabwe toe klim, gaan nog daar wees, as ek wil terugklim, ek hoef nie te bekommer nie. So wat niks hier tans gaan oor grensbeheer ook, en ons sê, soos wat al planne is om te reageer van al wetstoepassingsagentskappe op 30 Junie, daar sê planne om grensbeheer beter toe te pas. Nee, ons het dit gesê, ons gaan grensbeheer beter toepas, en goed wat Cyril sê, gebeur altyd.
Grensbeheer is goed as jy deur die grenspos ry, Ja. is terug voordat dit beter is. Die probleem is die grensdraad. Dis die grensbeheer is ook mense wat jou grense patrolleer, mense wat seker maak ons kom Ja, nie dis nie net die mense wat stempel Ja, nie. maar nou die probleem is al daai ouens is besig om draad te span in daai smart city. So hulle kan nie nou daar wees nie. Ons is nee, dit is en ek is korrek. Ek dink hulle gaan dit gaan uitvloei wees en dan trickle terug, drup gaan hulle terugkom en uiteindelik gaan ons presies dieselfde probleem weer oor 5 jaar hê want die buitelanders is 'n simptoom, maar dit is nie die oorsaak nie. Die oorsaak is trae ekonomiese groei wat mense se toekoms steel, baie eenvoudig. As ek sien nie 'n pad vir myself nie, dit maak my kwaad en dan wil ek vir iemand kwaad wees. En eintlik moet ek vir die ANC baie kwaad wees, maar dis 2 stappe weg. Nou sê ek is nou kwaad vir die buitelander voor my in die ry by die hospitaal, eerder as vir die ou wat al die toiletpapier in die hospitaal R50 'n rolletjie gemaak het. En dis hoekom ek dit nie kan doen nie. En dit kom, uiteindelik kom die woede so toe, maar dit vat 'n rukkie om daar te kom. Op 'n baie praktiese noot, ek as Afrikaners is dit maak ons altyd so 'n bietjie ongemaklik as die meerderheid, soos ons het sien opstaan teen 'n minderheid, want dit as iets in jou, dis die standaard dronk ou by 'n kroeg, akadis brein wat gaan, hier's baie. En ek is min. En ek is min. Ek weet nie of ek het net 2 arms so. En dit is daai standaard minderheidvrees wat jy voel, wat is jong, gaan ons nie seer maak nie. En ek dink dit is een van die positiewe goed wat ek vat uit hierdie uit is. Ten spyte van, en ons moet dit nie misken nie, ten spyte van geweldig baie pogings, deur die regerende party, deur die EFF ensovoorts, om Afrikaners as buitelanders te skets. As jy dink hoeveel keer het Julius al gesê, gaan huis toe en al daai goeters. Op grondvlak gebeur dit net nie. En ek dink mense kan 'n simpatie hê met Suid-Afrikaanse burgers, met jou Tswana, Venda, Xhosa, Zulu mense, wat geweldig gefrustreerd is, want dit sê ook iets van waar hulle trek is. Hulle is net, Suid-Afrika is so gatvol vir verloor, want ons groei nie en daar's nie planne nie. Simpatie, terselfdertyd, jy kan nie mense met geweld wegjaag nie, maar besef ook, ons word aan hulle kant gesien, ons word nie gesien as buitelanders of niks nie, en dis bemoedigend, maar jy gaan nie die minderheidsvrees wegvat nie, gaan kyk na, as jy in 'n omgewing bly en so voort, maak seker jy bly ergens waar jy daarom met bure het wie bereid sal wees om, wat jy mekaar kan net verantwoordbaar hou en veilig hou indien nodig. Ek dink ons moet, ek dink nie vol Julie onluste nie, maar ek vermoed dat die land gaan bietjie roer, 30 Junie. Dit is, die ouens is beter georganiseerd, en xenofobie het 'n bewese rekord van wellei, tot massa-optogte en geweld, ongelukkig. Gaan hierdie nog so daar's al 'n paar stokke waarmee die ANC eintlik geslaan gaan word nou met die komende verkiesing. So gaan hierdie immigrante en xenofobie kwessie net moontlik nog iets wees wat vir die ANC 'n losing kan veroorsaak. Interessant van die is dat hulle het met die organiseerders gepraat. Nou vat 'n oomblik en verstaan hoe absurd is dit. Die president van die land moet met 'n organisasie wat 2-3 maande oud is, dringend 'n vergadering reël wat hy met hulle moet praat, wat vir jou sê, hulle het eintlik maar de facto baie meer mag en gesag gekry, en toe loop hulle uit, toe sê hulle nee, hulle gaan nie hier bly nie, hulle wil nie met julle praat nie. Nou dis amper ondenkbaar, as jy vol staatsmasjinerie, die weermag, die polisie, alles, en hierdie ouens basies gaan, as jy vir ons moet werk met jou te praat nie, ons dink nie, ons is nie bang vir enige wat jy doen nie. Sê vir jou waar trek gesag en waar lê die mag tans. Ek dink hulle is nog nie heeltemal kwaad vir die ANC nie, maar hulle beskou hulle as totaal irrelevant en uit vir hulle self. So dis baie prakties wat ons op ander terreine gesien het. Dis so sonkrag is in kort het die burgery net self die probleem opgelos. Hierdie doen hulle net op 'n baie ander manier, maar daar's 'n geweldige probleem met onwettige immigrasie en die burgery is besig om dit net self op te los. En dit werk, is die immigrante, veral onwettige immigrante, gaan waai nou, en dit is alles net weens as die regering ruimtes ontruim, gaan iets dit vul. Dit gaan of georganiseerde misdaad wees, of georganiseerde burgery, een van die twee. En dit beteken, jy moet vermoë bou. Ons kan dis simptome van Suid-Afrika wat afwentel. As jy vermoë bou, soos wat die ouens vir jou wys, dan gaan jy ver bo jou gewigslas kan boks. In die hopelik veranderende bedeling want ons gaan, want die huidige een is nie great in Suid-Afrika. So in die volgende week gaan bou jy vermoë?
Maar moenie boks nie. Nee, bietjie cardio doen. Nee. So.